ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 400. Halleluja. Prys die naam van Jahvashua. Loof hom, loof hom. 400ste uitgawe. Wat 'n voorreg. En as Vader die gesondheid spaar, daar seker nog 400 oor om klaar te maak. Die boek van Spreuke. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jahvashua Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, kom ek noem vir u net weer die pakket wat ons het op die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, een wat verbân is in die wêreld. Ek het voorraad en ek betaal stoorgeld elke maand vir hulle, so dis 'n las. Ons wil die Bybels uitkry, dat hulle by die mense kom. Sal die een Bybel koop, kry die volgende een gratis vir dieselfde ou prys. Jy moet my maar kontak, dan sal ek met u gesels vir al die gegevens gee. WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jahvashua.co.za. Soos ons die bo het. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, Idrees 'n magdom, inligting gemis. Uiters belangrik dat jy moet inteken op die YouTube kanaal. Engelse man sê jy moet subscribe, sodat jy al die verskillende kennisgewing kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblok en pen is uiters belangrik, as ook 'n 33 Bybel. Net 1 of 2 ander afkondigings ook hier op die einde. Die onderdompelingsdiens is môremiddag, dit is die 2de Mei, 3:00 die middag in Montana. So u moet my asseblief kontak, sou u belangstel. Onthou die Bybel sê daar's blyskap in die hemel as een siel tot Jahvashua bekeer. So ek glo ons gaan baie meer as een siel onderdompel. Dan natuurlik die 2 Bybelpakkette wat vir een se prys is. En dan het ek baie goeie nuus. Ons volgende week, as Vader die gesondheid spaar, dan stel ek my nuwe boek vry. Die boek Hebreërs, waarheid of leuns, hy's klaar. Hy is by die drukkers. Is 'n A5 boek, 500 bladsye druk. Dit wat 'n moedboek is. Dit word ook een van die handboeke vir die studente van die Bybelskool. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u vanmôre vir die voorreg wat ons kan hê om in aanbidding te kom. Terwyl ons die geleentheid het, wil ons onmiddellik bid en vra, seën môreoggend se verrigtinge by die onderdompelingsdiens. Stuur u die mense, Vader, hulle wat gaan begrawe word en wat hulle bruilofsklete gaan aantrek. Seën ook so vanoggend se woord. Dankie vir die bymekaar kom, Vader. Dankie vir een wees in u en laat die salwing van die Ruach oor ons waai. Ons vra dit in die mooiste naam. Naam bo elke ander naam. Die naam Jahvashua. En elke Jahwe sê halleluja. Halleluja. Wat 'n wonderlike groot voorreg net om by mekaar te kan wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat dit vir u 'n groot seën gaan wees. Nou koning Salomo sê vanmôre in Spreuke 21:23. Nou ek gaan die hy verander na sy toe ook. Hy streep sy. Hoekom? In die tyd van koning Salomo het hy gepraat met die mans. Volgens die besnydenis van Abraham was die vrouens nie deel van die belofte gewees, want die vrouens kon nie besny word nie. Het ons dit? Maar deur die genadebloed van Jahvashua kom hy sê die behaag dat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons sielste mense, nie eers ons harte nie, ons sielste mense. So het die vrouens dan deelgenote ook geword van die koninkryk. Nou môre is daar ook vrouens wat geonderdompel word. So wat ons moet sê dan is Galasië 3:26-29 sê, ons wie in Jahvashua geonderdompel is,
het ons met Jahshua bekleed. Daar is nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie, maar ons almal is een in Jahshua en volgens die belofte erfgename van Abraham se belofte, erfgename van die ewige lewe wat Jahshua gebring het vir mans en vrouens. So bly by die Nuwe Testament. Halleluja. Nou koning Salomo sê, hy of sy, nou moet ek sy verander na hulle. Hy of sy wat hul mond en hul tong bewaar. Bewaar hul siel van benoudheid. Want ons praat nou van meervoud. Hy of sy wat die mond en tong bewaar. Jy weet, so aanhoudend het ons gevind in hierdie 400 uitsendings, dat koning Salomo praat van ek my tong kan beheer. My tong is soos 'n radar agteraan die skip, die stuur van 'n skip, dis die Afrikaans. Wat hy skuif daai klein stukkie hout of daai yster of wat ook al. Hy skuif daai skip waar hy hom wil hê, of daai skeep of daai skuitjie. Dis so 'n klein dingetjie, maar hy verrig so massiewe werk. Tong is dieselfde ding, sê hy. Ons moet ons tonge bewaar. Hy of sy wat hul mond en tong bewaar, die ingang. Die woord sê is nie wat ingang wat sonde voortbring nie. Dis dit wat uitkom. Daai woordeskat wat uitkom. Bewaar ons siel van benoudheid. My siel is hierso. Dis nie my hart nie. So bly hy sê sy siel en nie sy hart nie. Jy sien, ons het altyd gedink in die ou tyd toe hy gepraat het van die, wel hy praat baie keer, wel koning Salomo ook, hy praat van die hart. Dat is die hart, nee, is nie die hart nie. Dit is hoe maar geskryf was, deur Tertius in die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, maar swak vertalers, verskriklik geletterde mense. Maar dit is die sielste mensie. Die sielste mensie. So as ek my tong kan bewaar, en in toom hou, bewaar ek my siel, maar weet jy wat gebeur ook? Deurdat ek en u dit doen, stel ons ook die vrugte van die Ruach HaKodesh vry aan ander mense. Ons vertoon ons vrugte, want die woord sê 'n fontein kan nie soet en bitter water gelyktydig voortbring nie. Jy kan nie eers die ou vloek dat die see hom nie kan afwas nie, en dat die volgende oomblik wil jy vir hom preek nie. Jy kan nie staan en vuil grappe vertel, en die volgende oomblik dan wil jy hulle vertel van Jahshua nie. Maar dit is die trant van die godsdienstwêreld, meeste van hulle. Is hulle gee nie om wat hier uitkom nie. Hulle gee nie om wat, hoe het iemand gesê dat die goed wat uit my mond uitkom, doen myself skade. Dit doen nie my siel skade, nee. Want dit is hierso. Dus die goed wat hier uitkom, lê hierso vlak. En dis wat mense doodmaak. Hy of sy wat hul mond en tong bewaar, bewaar hul siel van benoudheid. So wat gebeur? Goeie dinge, as jy jou tong kan in toom hou, sal goeie goed op jou pad wees. Seëninge, sy bonatuurlike seëninge. Vers 24, 'n vermetele, 'n trosaard word 'n spotter genoem, 'n vermetelde, komma. Kyk daar, 'n vermetelde, komma. Sluk, wag, stop. Hier mos van daai ouens, behalwe dat hy 'n trosaard is, hy's net pleinweg vermetel. Hy dink die son skyn net hom uit, en hy is die enigste een wat iets gekry het. Ek sê nie, wanneer ons moet nie, ons moet nou ons stand verloor nie. Nee, wanneer ons opstaan vir die waarheid, is ons nie vermeteld nie. Ons is warriors. Daar's 'n verskil om 'n vermetelde te wees, en daar's 'n verskil om 'n warrior te wees.
'n ou wat kan oorlog maak, 'n opgeleide soldaat. So wanneer ek die ouens aanvat oor die goed wat hulle doen en sê in die naam van godsdienst, as ek nie vermeteld nie. Ek is 'n warrior vir die koninkryk van Jaffa, soos wat u behoort te wees. Ons wil nie 'n kompromie maak nie. Nee, dis nie dat ons nie wil nie. Ons mag nie 'n kompromie maak nie. Maar die Bybel sê 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van Jaffa. Kies vandag wie jy wil dien. Jy kan nie albei dien nie. Net so min as wat met jou een voet in die Ou Testament onder die 613 wette kan staan en die ander voet messiaans by die Nuwe Testament. Hier hou julle die besnydenis en julle hou die sabbate en julle hou die feeste en die maane en die tiendes en al die goed en die kant by julle by Jafashua in die Nuwe Testament staan. So wanneer dit bietjie so lekker gaan hier, dan spring julle hier na toe. En wanneer dit hier bietjie warm word, dan hardloop julle weer soontoe. Verstaan ons dit? Verstaan ons dit? Ons kan nie met ons bene wyd oop staan nie. Kies vandag wie jy wil dien. Hy sê in vers 24, 'n vermetelde. Daai ou wat 'n attitude het. 'n vermetelde. 'n trotsaard word 'n spotter genoem. So 'n vermetelde is nie die trotsaard nie. 'n trotsaard word 'n spotter genoem. Een wat in oormaat van vermeteldheid handel. Kom ons lees dit reg. 'n vermetelde, 'n trotsaard word 'n spotter genoem. Een wat in oormaat van vermeteldheid handel. Ja, dan moet ek nou sê, ek het dalk nou verkeerd gepraat. Weet jy, goed is vir my so, 'n ou wat vermeteld is, jy kry van hierdie ander ouens wat trotsaards, hulle is nie regtig vermeteld nie. Hulle is dom om vermeteld te wees. Maar kom ons kyk kom ons bly by wat die woord dan sê. 'n vermetelde, hierdie ou wat net attitude het, 'n trotsaard, word 'n spotter genoem. So die skrif sê vir my, dis een en dieselfde ou, selfde persoon. Een wat 'n oormaat wat vermeteldheid handel. Een wat in oormaat van vermeteldheid handel. So hy het eintlik 'n dubbele porsie. Hy het eintlik 'n dubbele porsie van vermeteldheid, van daai tipe attitude. Dit is eintlik gif. Want my Bybel sê dat ons moet onsself kan onderwerp aan die Ruach HaKodesh. Ons moet onsself kan neerlê by dit wat die woord van ons verwag. Ons moet onsself kan vergenoeg in dit wat Jaffa vir ons beplan. En baie kere wil ons in dit wat ons doen, dan wil ons buitekant die wil beweeg. As jy moeilikheid wil hê, beweeg buitekant die wil van Jafashua. Beweeg buitekant die grense van die Ruach HaKodesh. Die geweet vir die bruid, is daar grense? Ja. Ons wil nie buitekant die grense van die Ruach HaKodesh beweeg nie. Ons wil geleer en gelei word, juis deur die Ruach HaKodesh, sonder om buitekant sy grense en sy wil te gaan beweeg. Ek is so dankbaar dat Jaffa het met elke een van ons 'n plan. En dat hy
Jafashua sê dat die wat die Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Dus die vraag is, wil ek en u daar bly? Kom, ek gaan dit andersom sê. Ek wil in geen ander een se hand wees, behalwe in Jafashua en Jaffa my Vader se hand nie. Ons is ingegee in die hand van Jafashua. Hoekom sal ons daar uit wil beweeg? Vir ons as Jafiste is daar niks daar buitekant, behalwe om die evangelie van verlossing aan 'n verlore wêreld te preek nie. Nou ja, hierdie week het Vader ons geseën met bonatuurlike woord. Daar is soveel goeie dinge wat gebeur. Kom ons bid vir die bediening. Hier is die hele naweek voor. As jy tyd het, kom saam na die onderdompelingsgeleentheid. Kom staan en kuier daar by ons bietjie. Kom wees net deel. Kom deel in die geluk en die blydskap van die ander. Ek wil nie sê geluk nie, in die blydskap van die Jafiste. Halleluja. Kom ons doen wat ons hand vind om te doen. Tot maandag, as Vader liewe gesondheid spaar, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.